So back and claw seer is baie erg op die oomblik oor hele Suid-Afrika en ek het gister met 'n boer gepraat daar, ek moet sê maar van die Parys omgewing. Ek dink hy is baie bekend, baie mense sal weet van hom. So hulle het hulle beeste, ek dink wat 6 maande terug of 5 maande terug geënt. Nadat daar 'n groot uitbraak was en nou is die virus terug en is erger as ooit. En hy het vir my gevra, Tewie, wat moet ek doen? Wat dink jy kan mens doen? En ek het nou baie daar gesit en dink en ons het ons nou maar die gewone goed wat die veeartse sê mense kan doen om jou beeste te help. En ek is nie 'n veearts nie, maar ek weet al my ding of twee van dieregesondheid af, omdat ek ook al baie self gesukkel het. En ek het gaan sit en dink toe oor die saak en ek het so 'n bietjie navorsing gedoen. Ek sien daar is 'n ou wat nou silwer bemark, so silwer gel. Nou, dis 'n baie goeie idee en ek het 'n bietjie daar navorsing gedoen. So ek wil tog mense aanmoedig om dieper daarin te kyk. So in die middeleeue was daar 'n ding dat die aristokrasie baie ouer geword het en ook baie gesonder was as die gewone man op straat. En daar was baie jare later het hulle uitgevind en dit het baie ernstige afmetings begin aanneem in die middeleeue dat die mense wat geld gehad het slegs met silwer eetgerei en silwer drinkbekers en alles wat hulle kon het hulle silwer gebruik, want silwer het virusse doodgemaak, dit selfs met builepes gehelp, dit is heeltemal antibakterieus, antiviraal en want dit bind aan die selle van 'n virus en dit maak bakterieë dood. So hulle het uitgevind dat in die middeleeue mense wat met silwer eetgerei eet, baie gesonder was, baie langer gelewe het, net baie beter gedoen het. Onthou daai tyd was daar geen antibiotikas of enigiets van die aard nie. So ek het my seentjies toe hulle klein was, ek kan nie vir julle vertel hoe baie het colloidal silwer gehelp om teen mangelinfeksie byvoorbeeld nie. Dit het regtig vir ons baie beteken, of enige virus, enige virale infeksie of 'n dingetjie, colloidal silwer is regtig baie goed. En ek sal regtig vir mense aanbeveel om dit te gebruik. Ek dink dit gaan ongelooflik duur uitwerk as jy van die mense gebruik wat dit miskien verkoop vandag. So ek sal ook almal aanmoedig om self bietjie navorsing te gaan doen. Jy kan eintlik jou eie colloidal silwer maak. En dit in 'n gel omsit, as jy dit reg doen. Ek gaan nou nie hierdie resep vir julle gee hoe om dit te doen nie. Dit is eintlik baie eenvoudig, maar gaan vind 'n bietjie uit hoe maak jy jou eie colloidal silwer. Jy kan dit nogal redelik groot maat vervaardig. Jy moet net so bietjie effort insit om navorsing daar te doen. 'n Ander kommerwekkende ding, ek sien nou ons agbare minister Steenhuisen gaan nou 'n vergadering hou, ek dink die 14de, 10:00 die oggend, waar hy nou groot aankondigings maak. Ek is baie bekommerd oor wat hy gaan aankondig, oor die eenvoudige rede, dit wat hy nou gesê het, op die aankondigingsbrief van die aankondiging wat hy gaan maak, ek weet, lyk my, dit wat hy tussen gister en die 14de maak, weet ons nie, maar nou eers die 14de. Maar in elk geval, wat hy nou basies daar gesê het, hoe gaan ons deur middel van inenting weer 'n back and claw vrye land word? Volgens Wêrelddieregesondheidsorganisasie se standaarde, wat 'n absolute baie swak plan is. Hulle kon nog niks in Suid-Afrika enigstens enige siekte uitwis nie. Alles is nog net al hoe erger geraak. Ek dink op die stadium is daar geen manier dat ons 'n back and claw seer vrye status sal bereik nie. Ons sal vir baie jare in die back and claw seer vrye status gehad en toe die siekte nie eers oor so groot deel van Suid-Afrika versprei het, waar elke plaas omtrent dit het en elke omgewing dit het nie. So ek dink ons moet maar aanvaar is hier om te bly, en deur middel van inenting gaan jy dit glad nie bereik nie. Al werk jou enstof 100%, wat nou duidelik op hierdie huidige oomblik nie eers werk nie, maar al werk dit 100%, gaan jy dit nie bereik nie, want daar is 'n doeteenvoudige ding. As jy op 'n boer se plaas vir hom stap en jy sê vir hom, luister jy gaan jou beeste moet ent, dan gaan 'n groot gedeelte vir jou sê ja, en dan gaan 'n groot klomp ouens vir jou sê gaan nie. En ek sien nou al vir julle, ek hoor daar's ouens wat nie gaan nie. En as jy ou vir jou sê hy gaan nie, gaan jy nie vir hom sê hy gaan nie. Hy moet nie. Jy gaan dit net nie reg kry nie. Daar's geen manier dat jy die ouens gaan sê, luister, elke beeste in Suid-Afrika moet geënt word nie. Jy gaan dit nie reg kry nie, vergeet daarvan. Beweeg aan van die plan. Dis 'n strontplan om die minste te sê, jy gaan dit nie reg kry nie. So, ons sal dan maar sien wat doen hy. En om nou die hele, ek wil sê die rooi vleis-ekonomie nou te probeer sink deur die land toe te maak vir 30 dae, dat daar geen vee mag beweeg nie. Dis net so 'n belaglike plan. Dit gaan ook nie werk nie, want
dit werk net as dit in 'n gebied is en jy probeer dit in daai gebied beperk, maar dis nie meer in 'n gebied nie, dis oor die hele land, selfs in die Weskaap. So dit versprei tussen plaas en plaas, deur middel van die water, deur middel van die wind, sê baie mense, deur middel van, niemand weet eers regtig, dis die ergste van alles, deur middel van voeltjies, deur middel van diere wat beweeg. So kwarantyne, dit is lankal nie meer word dit versprei net deur ek wat my beeste skuif en verkoop aan Koos en Koos ry dit aan na sy plaas toe en dan het ek dit gehad en ek gee dit vir Koos nie. Nee wat, as Koos daar kom is dit klaar op sy plaas want sy 3 bure verder van hom af was daar jakkals wat in 'n dooie ding geëet het en die het oorgedraf en sy beeste siek gemaak. So ons moet mooi dink hoe dit gedoen gaan word, maar ek dink regtig ons moet kyk in die colloidal silver. 'n Ander ding wat baie belangrik is, ek met 'n ander oom ook gepraat en nogal redelik van die goed daar weet, kyk dat jou beeste nie tekorte het nie. Dit kan eintlik 'n baie goeie ding wees om uit te vind wat se tekort jy op die plaas het. As jy nou regtig wil oulik wees, kan jy jou beeste laat toets en kyk wat presies is die tekorte. As jy baie gesonde beeste het, daar's geen koper tekort, geen selenium tekort, die goed is ordentlik ontwurm en teen alle ander heersende siektes is jy reg. Sal dit eintlik 'n goeie ding vir jou wees. Ek wil regtig waar dit sê. So ja, maar kyk in die silwer in. Ek wil elke ou moet dit self doen. Moet nou nie belaglik gaan betaal en ek adverteer nie iemand nie, jy moet my baie mooi verstaan. Want jy gaan regtig duur betaal op die einde van die dag, maar om siek diere te behandel met silwer is ongelooflike goeie idee. En as jy reeds dit in die kudde het en jy probeer ander diere gesond hou, is dit net so goeie idee om bietjie in silwer in te kyk. Gaan tik op Google in, gaan soek op ChatGPT of op Grok of waar ook al. Gaan lees boeke. Ek sien maak nie of ek hier slim veearts is nie. Ek sê vir julle wat regtig kan werk en ek weet hoe antiviraal en hoe sterk antibakterieel silwer is. En dan sê ek ook vir jou, as jou beeste baie goed hulle minerale vlakke en hulle selenium vlakke en koper en mikroelemente als reg is, gaan jy ook al klaar 'n baie ver pad kom. So kyk bietjie dalk daaraan, want op die oomblik werk die enstof definitief nie, al sou jy wou ent, want baie ouens wat geënt het so goed het en doodweg siek geraak, of het werk vir 'n baie kort tydjie. So aanvaar dit, dis hier om te bly. Die regering gaan ons nie kan help uit die saak uit nie, en dis wat my so deursie maak. Inteendeel, hulle maak meer skade as in die land gaan toemaak of nog ander belaglike goed op ons afdwing. Ek dink ek bly volstaan by die gedagte dat elke ou die siekte moet beheer soos hy wil. As jy jou beeste wil ent, dis goed vir jou, ent jou beeste, maar ek voel, moet ook nie vir die regering vra om vir jou entstof te gee nie. Hulle moet net afstaan, koop jou eie entstof, koop jou eie goed, doen jou eie ding. Hulle gaan ons nie dwing nie. Ek sê nou vir jou, nie een ou gaan vir jou vir enige boer dwing en sê doen dit of doen dat op jou plaas nie. Hulle gaan nie kom om jou te help nie, ons moet dit maar aanvaar. Help ook nie ons vra hulle verder, die regering moet nou iets doen nie. Hulle gaan absoluut niks doen nie.